Welkom by nog 'n video waar ons die volgmetode gaan gebruik om na 'n paar verse in die Bybel te kyk. As jy nie weet wat die volgmetode is nie, kyk dan hierbo of in die beskrywingsblok hieronder vir 'n skakel na die video waarin ek die metode verduidelik. Vandag is Psalm 23 vers 1 tot 3 aan die beurt. Ons begin met die V van volg, wat staan vir vra God se leiding. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, Psalm 23 is so 'n bekende psalm. Ek bid dat U ons sal help om die waarhede wat Dawid daarin geskryf het opnuut raak te sien. Wys ons ook hoe ons dit wat U ons leer in ons lewens moet toepas. Amen. Nou kom ons by die O van volg. Dit staan vir ondersoek die teks. Ons gaan begin deur Psalm 23 vers 1 tot 3 te lees. Daar staan: 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Die psalm is geskryf deur Dawid. Hy was self 'n herder voor hy koning geword het en het presies geweet wat 'n herder doen en hoe hy omgee vir sy skape. Hy skryf dan ook hoe die Here vir hom 'n herder is wat na hom omsien, hom versorg, hom versterk en hom lei. Nou kom ons by L. Dit staan vir let op die lesse. Die Here is ons herder. Dit staan op meer as een plek in die Bybel. Jesus sê in Johannes 10 vers 11, hy is die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Later, in Hebreërs 13 vers 20, word Jesus ook ons groot herder genoem. Jesus het dan ook elkeen van die dinge waarvan Dawid in hierdie 3 verse praat, vir ons bewerkstellig deur sy dood en opstanding. In die eerste plek is Jesus ons herder, wat sorg dat ons nooit enigiets wat ons regtig nodig het, en wat binne die Vader se wil is nie, kortkom nie. Hy is die een wat in al ons behoeftes, of dit nou fisies of geestelik of emosioneel is, voorsien. Dawid skryf dat die herder ons laat rus in groen weivelde. Dit laat my dink aan Matteus 11 vers 28, waar Jesus ons uitnooi om na hom toe te kom wanneer ons uitgeput en oorlaai is, want hy sal vir ons rus gee. Hierdie uitgeput en oorlaai kan 'n geestelike of 'n fisiese toestand wees. Wanneer ons probeer om die Here tevrede te stel en vir hom aanvaarbaar te wees deur die wet te onderhou, gaan ons uitgeput en oorlaai voel. 'n Mens kan nie deur bloot die wet te gehoorsaam in die regte verhouding met God kom nie. Jesus is nie net die goeie herder nie, maar ook die ingang vir die skape. Deur geloof in hom word ons weergebore en word die verhouding tussen ons en God herstel. Ons kan ook na Jesus toe kom wanneer ons fisies uitgeput en oorlaai voel. In Jesaja 40 vers 31 beloof die Here dat hy vir ons nuwe krag sal gee wanneer ons op hom vertrou. Hy is in staat om 'n mens nie net die vermoë te gee om te doen wat jy moet doen nie, maar ook die energie. Volgende skryf Dawid dat die Here, as ons herder, ons bring by waters waar daar vrede is. Ook hier het Jesus as die goeie herder vir ons gegee waarvan Dawid praat. Deur sy dood en opstanding het hy vrede bewerkstellig tussen ons en God. Ons kan dus nou met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat ons weet ons verhouding met God is herstel. Dan skryf Dawid ook dat die Here as ons herder ons lei op die regte paaie tot die eer van sy naam. Dit laat my weer dink aan die Heilige Gees. Jesus het beloof dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei. Paulus skryf ook op meer as een plek in van sy briewe dat die Heilige Gees ons as kinders van God lei. Hy doen dit deur die woord te gebruik om ons te leer hoe ons moet leef, sodat ons altyd die regte ding doen en God daardeur verheerlik. En hy leer ons nie net nie, hy stel ons ook in staat om dit te doen, deur sy krag binne ons. Jesus wil vir elkeen van ons 'n herder wees. Hy bied vir ons versorging, rus, vrede, krag en leiding aan. Maar ons kies of ons daardie geskenke uit sy hand wil ontvang of nie. En as ons besluit om dit te ontvang, dan doen ons dit deur geloof, wat ook uit sy hand kom. Goed, ons het nou gekyk na die lesse wat ons uit Psalm 23 vers 1 tot 3 kan leer. Laastens kom ons by die G van volg. Dit staan vir gaan en wees 'n doener van die woord. Elkeen van ons gaan iets anders hê wat ons gaan doen om 'n doener van die woord te wees. Met ander woorde, om dit wat ons nou net geleer het in ons lewens toe te pas.
Dalk het jy vandag nodig om na die Here as jou herder te kom, sodat hy in een of ander behoefte wat jy het, kan voorsien. Miskien voel jy moeg en oorlaai en het jy nodig om na hom toe te kom sodat jy by hom rus kan vind. Of dalk het jy vrede nodig, of het nou vrede tussen jou en God of jou en iemand anders is. Jy kan na jou herder toe kom daarvoor. Dit kan ook wees dat jy nodig het om die Heilige Gees te vertrou om jou op die regte pad te lei. Of dalk is daar iets heel anders wat ons vandag geleer het wat jy nodig het om in jou lewe toe te pas. Wat dit ook al is, vra die Here om jou te wys hoe om dit te doen en om jou daarmee te help ook. Kom ons bid sommer nou saam daaroor. Here, U weet wat elkeen van ons vandag uit Psalm 23 vers 1 tot 3 geleer het en wat ons in ons lewens moet toepas. Wys ons hoe om dit te doen en gee ons die begeerte en ook die vermoë om aan U gehoorsaam te wees. Amen. Ek hoop jy het vandag so 'n bietjie meer oor Jesus as jou herder geleer. Deel sommer die video met iemand anders wat dit ook moet hoor. En moenie vergeet om in te teken op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke nie. Baie seën vir jou en mag jy elke dag bewus wees van die Here as jou herder. Mag jy hom vertrou, hom volg, by hom rus en sy vrede in jou lewe ervaar.